Heer zo dankbaar en zo blij om dan weer eens vanmorgen te gaan groeten in die naam van ons verlosser Christus Jezus. Die naam ook aan al die naam wat is waardevol voor mij. Een riekeloze zondaar, maar gered in louter genade. En daarom die Heer vanmorgen, ik loof die Heer, ik dank die Heer, ik prijs die Heer voor die redding van mijn kostbare ziel. Het laat me vanmorgen dank, prijs die Heer aan hierdie gelijkenis, aan die prijs die Heer aan die verhaal. Halleluja, prijs die naam van die Heer. 2 Konings 20, ziekte en herstel van Hiskia. In die dagen het Hiskia dodelijk ziek geworden en Jesaja de seun van Amos die profeet het by hom gekom en vir hom gesê, so spreek die Here, gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie. Toe draai hy sy gesig na die muur en hy het gebid tot die Here en gesê, ag Here, dink tog daaraan dat ek voor u aangesig in trou en met 'n volkome hart gewandel het en gedoen het wat goed is in u oë. En Hiskia het bitterlik geween. Halleluja, geliefdes, as ek vanmôre kyk, prys die Here in hierdie verhaal van ou Hiskia, dan laat dit my vanmôre moed skep. Halleluja, ek prys die Here, die Bybel sê, die Here het vir Jesaja die seun van Amos die profeet, prys die Here na Hiskia toegestuur. Halleluja, dat hy 'n bevel aan sy huis moet gee, want hy sal sterwe en nie lewe nie. Maar die mooiste van alles is vir my, dat ou Hiskia het nie gememoreer nie, Hiskia het nie Frans gevra nie, maar die Bybel sê, hy het sy gesig na die muur gedraai en aanbid geword, en met die Here gepraat. En luister, halleluja, wat sê ek vir die Here? Hy sê, ag Here, dink toch daaraan, dat ek voor u aangesig aan trou en met 'n volkome hart gewandel het en gedoen het wat goed is in u oë. Prys die Here. En Hiskia het bitterlik geween. En dit is wat vanmôre so belangrik is. Prys die Here, o liewe vriend en vriendin, broer en suster, u wat my stem hoor, prys die Here. Hiskia kon die Here terugbwys op sy lewenspad. Hy kon vir die Here, prys die Here, vir die Here sê, wat het hy vir die Here gebeteken op hierdie lewenspad. Maar as prys die Here as hy hierdie boodskap gekry het, en hy daar was nie 'n kontak tussen hy en die Here nie, hoe sal hy kan met die Here gepraat het? En daarom is het so belangrik, geliefdes, om Jesus in jou lewe te ken, om hom aan te neem as jou persoonlike zaligmaker. Zoals hier die oomblik op jou afkom, dan kan jy met die Here praat. Dan kan jy sê, soos Hiskia gesê, halleluja, ag Here, dink toch daaraan, dat ek voor u aangesig aan trou en met 'n volkome hart gewandel het en gedoen het wat goed is in u oë. En laat my vanmôre dink, prys die naam van die Here. Halleluja. O, prys die Here in die boeke van Timoteus 4. Paulus wys op die einde van sy lewe. Prys die Here. Ons ken die verhaal van ou Paulus. Hy was 'n harde man. Hy het die hele gesit, geboeie en in die tronke gestop. Maar hy breek vir hom 'n dag aan, wat op die einde van sy lewenstyd moet kom. En hy roep sy broer Timoteus, en hy sê vir hom, my broer, ek gewaar dat my ingaan naby is, en ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Maar ek is nie daaroor bekommer nie, want ek het die goeie stryd gestry, die wet volëindig, geloof gebou, en prys die Here, daar is vir my weggebeure die kroon van geregtigheid, wat ek op die laaste dag sal by die regverdige regter sal ek dit ontvang. En nie net ek alleen nie, maar ook elke een wat die verskynings van die Here liefgehad het. Halleluja, kom ons dien die Here, kom ons wat vanmôre, o liewe vriend, as u nog nie by die Here is nie, dan wil ek u vanmôre 'n handwink gee, kom na die Here toe,
sodat u ook kan uitroep, soos ou Hiskia uitgeroep het, dat u ook kan uitroep, soos ou Paulus uitgeroep het, en mag die Here dit seën. Halleluja, amen.